Goeiemôre broers, susters. Ons luister verder vanoggend en ons raak stil voor die woord van die Here. Matteus 23, van vers 16 af. Wee julle, blinde leiers. Julle wat sê, elkeen wat sweer by die tempel, dit is niks nie. Maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes, want wat is meer, die goud of die tempel, wat die goud heilig? En elkeen wat sweer by die altaar, dit is niks nie. Maar elkeen wat sweer by die gawe daarop, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes, want wat is meer, die gawe of die altaar, wat die gawe heilig? Wie dan sweer by die altaar, sweer daarby, en by alles wat daarop is. En wie sweer by die tempel, sweer daarby en by hom wat daarin woon. En wie sweer by die hemel, sweer by die troon van God en by hom wat daarop sit. Ons luister tot hier. Hier Jesus ontmasker hier die Fariseërs en die skrifgeleerdes en geveinstes wanneer hulle met 'n eed sweer. Hy noem hulle blinde leiers. Hulle ag hulle self as gidse wat die wat nog verlore in die donkertyd is, moet lei na die lig toe. Die lig is die godsdiens van die ou verbond, soos hulle dit verstaan, soos hulle dit leef. En nou noem die Here Jesus hulle blinde leiers. Hulle is blinde gidse en hulle wil godsdienstige blindes lei na die lig van die godsdiens van die Ou Testament. 'n blinde wat 'n blinde lei, dit kan mos nie. Hulle het nog nooit by die lig van die godsdiens uitgekom nie. Hoe kan hulle ander dan soontoe lei? Hulle leef in die donkerte. Hoe kan hulle ander na die lig lei? En nou noem die Here Jesus die donkerte van hulle praktyk van eedswering. Hulle praktyk is die resultaat om die naam van God nie uiterlik te gebruik nie, soos die wet leer. Jy mag die naam van die Here God nie uiterlik gebruik nie. Daarom, wanneer hulle 'n eed sweer, hulle gebruik 'n plaasvervanger vir die naam van God, die goud in die tempel, die gawe op die altaar of die tempel self. Die gevolge is dat om 'n eed te sweer nie ernstig opgeneem word nie, wanneer dit kom by die nakoming van die eed nie. Om so met die waarheid om te gaan. Here Jesus leer, dit is skynheiligheid. Elke eedswering is in die teenwoordigheid van God. En God is oral en altyd teenwoordig. Daarom is elkeen wat 'n eed aflê gebonde om daardie eed na te kom. Blinde leiers, so noem die Here Jesus hulle, en hulle is blinde leiers. Die woorde van die Here Jesus dwing ons om onsself te vra, wie volg ons? Watter voorbeeld volg ons? Daar waar ons lei, daar waar ons leef, hoe lyk ons voorbeeld? Daar is dit een norm, een waarheid, die woord van God. Nie mense se byvoegings en aannames en reëls nie. In ons tyd en dag, pas op vir die blinde leiers. Hulle is oral, veral op die sosiale media, en saam met hulle kan u en ek nie by ons ewige bestemming uitkom nie. Ons volg daar waar die woord van God suiwer geleer en geleef word, in die teenwoordigheid van die lewende God. En dan verder, ons mag nooit vergeet nie, met elke eed, ons roep God as getuie. Kom ons dink vir 'n oomblik, ons eie lewens, eedswering, met die bevestiging van ons huwelike. Wat word daarvan? Die doop van ons kinders. Dan so baie ander beloftes teenoor God en ook teen mekaar. Dit is alles in sy teenwoordigheid. En ons is gebonde. Anders, die Here Jesus waarsku ons. Hy praat met ons.
weer julle. Ellende vir julle. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, dankie dat U vir ons behoed en bewaar het in 'n nag wat verby is. Dat U vir ons wakker gemaak het in hierdie oggend. Dankie dat U vir ons die versekering gee, U is by ons, elke oomblik van elke dag. In ons lewens daar so baie versoekinge, so baie blinde leiers, so baie dwaalweë. Ook wanneer dit kom by eedswering, om so maklik te sê ek beloof. En U is getuie van elke belofte. Geef vir ons die krag, die genade om ons beloftes te onthou en hulle na te kom, sodat U en U alleen daardeur geëer sal word. In naam van Jesus alleen. Amen. Gloria, gloria.